Hebreërs 4 vers 1 tot 11. Net terwyl jy dit opsoek, wil ek net weer eens die tema met julle. Ons is nog onder wie is Jesus regtig, en dan is ons onder die ondertema die evangelie van die rus van die Here, Spreekwoorde 2 in die reeks. Hebreërs 4 vers 1 tot 11, en voordat ons lees, kom ons nader met die Here en dan bid ons saam. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om vanoggend hier as gelowiges by mekaar te kom en te leer. Vader, soos wat die jaar op 'n einde kom, ons kyk terug in hierdie jaar, Vader, sien ons u hand in elke aspek van ons lewens. En nie net van ons eie lewens nie, maar ook hier in die kerk. En Vader, ons prys u vir wat u in ons midde doen. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag u elke hart reinig en kluisend weer. En Vader, mag ons sodoende met reine harte u woord ontvang. En Vader, ons praat eintlik oor die ewige hoop, die rus van die Here. Vader, mag dit ons bemoedig en weer vreugdevol maak om op te kyk en op te staar na u, wetend dat ons eendag by u gaan wees. En Vader, sodoende vra ek, mag u woord vanoggend vir ons oopgekleed word, mag u Gees, die ware leermeester, die woord vir ons verduidelik en ook deel maak van ons harte, Heer, dat ons hier veranderd sal uitstap, weer vol energie en ook ons oor die lampies gevul. En Vader, laastens vra ek maar net, mag u ook my sondigheid, my gebrokenheid op sy sit en ook sodoende mag elke woord volgens u waarheid in u weer wees. Ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 4 vers 1 tot 11, lees ek weer eens uit 33 tot die 53 vertaling. En vers 1 sê vir ons: Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan ons stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het van die rus, soos hy gesê, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek. En God het op die 7de dag met sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos hy gesê het, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, is ons nou vir 'n geruime tyd besig met die reeks wat handel oor wie is Jesus, en ons trek dan vanoggend by preek nommer 6 in die reeks. En ons het laas Sondag eintlik begin met hierdie tema wat handel oor die evangelie van die rus van die Here. En eintlik om te sê dat die doel van die evangelie is om mense in God se rus in te bring, verwysend na die hemel eendag. En ons het ook sodoende so 'n bietjie in die hoofteks gedeelte ingedelf en gesê dat die evangelie eintlik al aan die eerste Israeliete verkondig was in Moses se tyd, maar dat hulle nie aan hierdie boodskap van hoop kon vashou nie, omrede hulle nie geloof gehad het, omrede hulle ongehoorsaamheid was of ongehoorsaam was, maar dat ons vandag geseënd is in 'n genade tydperk leef, want Christus het gesterf, Christus het opgestaan en Christus het ook opgevaar in die hemel. En sodoende het ons die Gees van God wat dit moontlik maak vir ons om gehoorsaam te wees
teenoor die woord van die Here en teenoor die evangelie. So vanoggend gaan ons net aanbeweeg met die tema van die rus van die Here en eintlik kyk hoe dit eintlik die boodskap was al van die skeping af reg deur tot en met Openbaring. So as ons vanoggend beweeg of aanbeweeg met ons hoofteksgedeelte, gaan ons 'n bietjie fokus op die laaste gedeelte van vers 3. Maar ek lees die hele vers 3 vir julle. Dit sê, want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Julle verstaan my net gou, ek dink nie ek het hierdie aangesit. Dat net gees op kyk. Dan nie hulle nie. Ek dink is Nee, ek het hulle altyd gecharge. sy liggies skyn gewaar. As hy vol is, dan skyn hy nie. Okay, sorry julle vir wat onderbreking, ek moet net seker maak. Verskoon my asseblief. So vers 3 sê eintlik vir ons in die heel laaste gedeelte, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Nou die skrywer sê eintlik hier vir ons, en ek dink elke persoon wat hier sit, ken hierdie waarheid. Nadat God die hemel en die aarde geskep het met als op dit, het hy gerus op die 7de dag. En dis hoe ons noem dit die Sondag. En vers 4 beweeg aan en praat oor hierdie en sê, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Nou as ons kyk na vers 4, verwys hulle na die skepping en ook God wat in 'n rusperiode inbeweeg. Nou baie keer ons dink baie eintlik kinderlik of baie oppervlakkig na hierdie waarheid dat God het gerus op die 7de dag want hy was moeg gewerk, hy het alles geskep en sodoende het God weer gewerk op die maandag, né? Ek dink ons dink baie keer so aan hierdie gedeelte, maar eintlik wat die skrywer hier vir ons oordra is, nadat God geskep het hy in 'n rus inbeweeg, sy eie rus in die hemel en hy rus tot vandag toe nog steeds daar. En eintlik dat God se doel nog altyd was tot met die skepingsdienste om sy skepping, ons die mens wat in sy beeld geskep is, om ons in daai rus in te bring waar hy is. Ons het laas Sondag ook gesê, wie is die een wat aarde toe gekom het? Jesus Christus. Wie is die een wat gekruisig was? Jesus. Wie is die ene wat op die aarde tans leef en in ons bly en oor ons is? Is die Gees van God. Na God die wêreld en die heelal geskep het, was hy nog altyd in die hemel, op sy troon as heerser. Maar wat baie interessant is, as ons kyk na hierdie woord rus wat in hierdie konteks van vers 4 gebruik word, is dit presies dieselfde rus wat ons laas Sondag na verwys het. Die Griekse woord is katapausis. Ek hoop ek spreek dit reg. Wat verwys na 'n tyd of rus. Wat verwys eintlik 'n plek van rus, God se rus. Maar wat interessant is, as ons na Genesis 2 vers 2 tot 3 kyk, wat eintlik praat oor hierdie 7de dag waar hy gerus het, sê dit vir ons, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te doen. Nou interessant, in hierdie konteks van Genesis is die Hebreëse woord wat gebruik word, Sabbat. En dit verwys nou weer na iets anders. Dit verwys om te stop, in die Engels het om te cease, om ophou te werk. Daar is nie werk wat nog gedoen moet word nie. Dit is soos as jy by die werk 5 uur loop, die werk is klaar. Hopelik, né? As dit vakansietydwerk is, daai laaste maandag of dag wat jy werk, daarna weet jy, ek het nou 'n rusperiode, die werk stop. Maar as ons die twee waarhede dan by mekaar voeg, van vers 4 van ons hoofteksgedeelte en vers 2 van Genesis, sê dit eintlik vir ons, God is klaar met sy werk en hy is nou in 'n staat van rus. Hy is in 'n plek van rus in die hemel. En dit sê vir ons dat God se werk klaar is en dat hy nie nog steeds skep nie. Maar nou kan ons onsself net 'n logiese vraag vra. Is dit nie waar dat skyndat en die slim mense daar in die wêreld vir ons
meer, die heelal beweeg net al hoe meer uit. Dis al klaar oneindig groot, maar hierdie oneindigheid raak net groter en groter. Nou kan ons vir onsself sê, maar hoe is dit moontlik as God nie meer skep nie? En God het eintlik die heelal en ons geskep, sodat hy aanhou skep. So sy werk was klaar, hy het die wette van die heelal in plek gesit, en die heelal is nou besig om te beweeg, en die mensdom, en ook die natuur, volgens die wette wat God geskep het. Maar dan vers 5 en 6 gaan dan aan en sê vir ons, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het. In vers 5 verwys weer terug na die Israeliete. Hulle het die evangelie ontvang in Moses se tyd, die evangelie van die rus van Kanaan, dat Kanaan die plek is waar God wou gehad het sy volk moes rus, maar hulle kon nie daar ingaan nie, omrede hulle ongehoorsaam was. Maar dit bring ons by die begin van vers 6 wat belangrik is, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan. En ek weet Hebreërs word baie mekaar eintlik geskryf, veral die vertaling is moeilik om te verstaan, maar die gedeelte sê vir ons, dat daar tans reeds mense in God se rus is. En dit is my baie bemoedigend, want dit het eintlik twee betekenisse. Eerstens verwys dit na konteks waar ons die hele tyd verwys, dat God se rus, daar alreeds mense in God se rus is in die hemel, dat dit eintlik die einddoel is van ons geloof, is dit nie waar nie. Die einddoel is nie net om vir Christus te ontmoet nie. Die einddoel is om by die Here op te eindig. En dat duisende, of ons kan miskien sê miljoene gelowiges na Christus se kruisdood, elke een wat weergebore was en gelowig was, wat al gesterf het, is tans by die Vader. Maar dan noem ons dit die finale ewige rus. Maar daar's 'n tweede betekenis wat eintlik weer vir ons waarde tans staan. En dis eintlik waaroor die preek handel vanoggend. En ek wil dit gebruik om julle te bemoedig. Dit sê eintlik vir ons dat die wat weergebore is, wat gered is, alreeds tydelike rus ontvang. Nie 'n rus van die vlees nie, maar 'n rus in beweeg geestes. Dat jou siel nou in 'n rus in beweeg. En Jesus verduidelik eintlik hierdie rus vir ons in Matteus 11 vers 28 tot 30, waar Jesus self oor hierdie waarheid praat en sy woorde, en met sy woorde sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En eintlik kan ons sê dat ons tans alreeds 'n voorsmaakie verkry van hierdie rus in die Here, of behoort is om te verkry. Maar is dit nie ook die rede hoekom in die Onse Vader die volgende woorde staan, Matteus 6 vers 10, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En ons bid nie net in die Onse Vader vir die toekomstige hemel, of die nuwe hemel wat op die nuwe aarde sal wees nie. Ons bid dat God se koninkryk reeds hier op aarde in ons midde, dat dit reeds hier gevestig moet word, en reeds dat sy wil moet geskied in ons midde. En eintlik sê dit vir ons in ons konteks waaroor ons praat, sodat sy rus in ons midde kan wees. Is dit nie eintlik behoort om een van die dinge te wees waaroor ons praat, as ons die evangelie verkondig? Want baie keer ons fokus net op die einddoel in ons, en dit is 100% reg, om vir mense te vertel, Jesus was vir jou gekruisig aan daai kruis, sodat jy eendag in die hemel kan opneem. En dit is waar. Maar het jy al agtergekom, as mens is dit baie keer moeilik om aan daai ewigheidshoop vas te hou, as dit nie lekker gaan nie. Dit het agtergekom. Vir my is dit ook baie keer moeilik in my sondigheid, in my vleeslikheid, om net daaraan te dink en daaraan vas te hou. Ja, dit bemoedig my, maar eintlik sê die skrywer van Hebreërs, maar broers, susters, julle het dit alreeds ontvang in julle siele. En dit is wat my bemoedig.
En kan ons nie dan sê, en ek noem dit vanoggend en dit is my baie belangrik. As jy miskien lank terug hierdie rus ervaar het in jou siel, of miskien nog nooit hierdie rus ervaar het in jou siel, in jou geesteslewe nie, sê dit vers 6 eintlik vir ons die rede hoekom. Vers 6 sê, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het. Verwysing die Israeliete omrede hulle die hele tyd afgode gemaak het, omrede hulle die hele tyd hardkoppig was, gerebelleer het teen God, wat hulle net van Egipte wou gevat het, tot in die beloofde land. Omrede hulle ongehoorsaamheid, kon hulle nie hierdie rus vind nie. En ek moet sê, as 'n gelowige, ek is iemand wat vasglo daaraan, dat as jy gered is jy altyd gered. En dit is wat my bemoedig. Once saved, always saved, soos die Engels sal sê. Maar tog in my wandel saam met die Here, is daar sonde ook by my. Dwaal ek baie keer van die pad af. En het jy dit al ervaar, dat elke keer wat jy ongehoorsaam is teenoor die Here, dan verloor jy daai rus, daai vrede in jou. Het jy dit al agtergekom? In my eie lewe het ek dit al soveel keer, en eintlik, eers wanneer jy dit agterkom, het jy al eintlik so afgedwaal, dat jy eintlik al, soos die Engels sal sê, numb is, gevoelloos is teenoor dit. En wanneer jy dit besef, is dit eintlik, as jy al so diep weer terug in daai gat, dat jy kan nie verstaan hoe jy so ver van die Here afgedwaal het. Maar as jy iemand is hier vandag, wat het nog nooit ervaar het hierdie rus, wat nog nooit hierdie tydelike rus in beweeg het, al wat jy moet doen, volgens ons hoofteksgedeelte, is die volgende, is bid. Want onthou net, hoekom kon die Israeliete nie aan daai evangelie vashou nie? Hoekom kon hulle nie die rus van die Here inbeweeg nie? Die rede is, omrede hulle nie die geloof gehad het. En nou kan ons sê, okay, maar ook het hulle nie die geloof gehad nie, want die Gees van God was nog nie in hulle. Mense, ons is so bevoorreg, want die Gees is die een wat vir ons die geloof gee, om aan hierdie vas te hou. Dit kom nie uit jouself uit nie. Moenie huis toe gaan en probeer om hierdie ding te kweek nie, om dit te forceer nie, want niks in Christendom werk so. Ek weet in my eie hardkoppigheid, het ek al menigmaal in my kop teen hierdie waarheid vasgesmaak. Partykeer dink ek, hoorie, ek is besig om breinselle te verloor. Ek weet wat die woord sê, maar is so moeilik, want jy probeer in jou menslikheid. Die Bybel sê vir ons, bid. Bid en vra die Here vir meer geloof. Want dit kom nie uit jouself uit nie. Dan al wat die Here verwag van jou is, elke een wat hier sit, ken die fondasies van wat God van, of die fundamentele waarhede van wat God van ons verwag. Raak gehoorsaam aan die klein, eenvoudige dinge. Moet nog nie kyk na daai groot berge wat daar staan van ongehoorsaamheid nie. Raak net aan die klein dinge gehoorsaam. En die groot dinge sal van selfsprekend kom. En mense, daar is geen beter gevoel op hierdie planeet of aarde of in jou lewe as hierdie rus wat jy die Here vind. Dit is wat maak dat jy oortuig is elke dag dat God bestaan. Vers 7 en 8 beweeg dan aan en sê, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het. Nou hierdie is weer 'n gedeelte wat bietjie mekaar kan klink. Maar eintlik in vers 7 beskryf die skrywer, God het jare na Moses deur Dawid gespreek en gesê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Verwysing, God sê eintlik hier deur Dawid, as julle my woord hoor, moet julle harte nie verhard nie. Want is dit nie eintlik wat ons harte verhard nie? Jy weet wat is reg en verkeerd en jy kies om die verkeerde te doen. Is dit nie wat die rebellie is in ons harte nie? Is dit nie wat dit beteken om jou hart te verhard teenoor die Here nie? As jou pa toe jy klein was jou gevra het om die gras te sny en jy het opsetlik besluit ek sal nie, as dit 'n rebellie. Dit stem saam met my. Nie dat daar iets voorgeval het en jy kon nie daarby uitkom nie. As jy net besluit het ek sal nie dit doen nie. Wat getuig dit van daai kind?
ongehoorsaam. En ons glo wat kort hy, 'n paar lekker klappe, né? Om hom net weer op die regverdige pad te kry, maar met groot liefde. Die woord sê dit vir ons. Tigtig om as jy vir hom lief is. Maar dan gaan die skrywer aan en sê, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het. So Dawid lewe honderde jare na Moses en Joshua. En die skrywer bedoel met vers 8, al het Joshua die Jode in hierdie rus ingebring, in die land van Kanaan in, was dit nie die ewige rus nie. Is dit nie die rus wat God eintlik beplan het vir sy mense nie, want sy ewige finale rus is om by hom op te eindig. En ek glo almal stem saam. So Joshua se rus wat hy hulle ingebring het, was nie die finale en ultimate, soos die Engels sal sê, rus wat die Here nou van praat. Dis hoekom vers 9 en 10 sê, daar bly dus 'n Sabbatse rus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. So vers 9 kom en sê so mooi, onthou, daar bly vir ons 'n Sabbatsrus oor vir die kinders van God. En vers 10 sê dan vir ons, wat 'n Sabbatsrus is hierdie? 'n Rus van ons werke. En die gedeelte sê, soos ons vroeër gesê het, dat die wat weergebore is, vind in hulle eie siele rus. Nie in die fisiese wêreld nie. Julle weet die fisiese wêreld wat daar buite is donker, moeilik en lelik. En elke persoon wat hier sit vandag, sit miskien ook hier in julle oë hoog en swaar vanoggend. Want die wêreld hou ons besig, die werk is hard daar buite. Maar dit sê vir ons dat al is die liggaam, die vlees genoeg, die siel kry nog steeds sy rus en vind dit in die Here. En dan wat vir my baie mooi en kosbaar is van vanoggend se gedeelte, is as ons kyk na die dag van vandag. Wie kan vir my sê wat se dag is vandag? Vandag is 'n Sondag, né? En ons het altyd hierdie perspektief van 'n Sondag. 'n Sondag gaan oor God het gerus, so ons moet reg, né? Ons moet dit heilig maak deur kerk toe te kom. Ons moet hierso kom luister vir die dominee, wie ook al hy is. As ek op vakansie gaan, moet ek dit daar doen. En ons dink dis 'n tipiese Sondag wat God vir ons van ons verwag. Nie om huis toe te gaan en kookos te eet, daardie wat jou ma of jou vrou al ingesit het vanoggend, wat gaan klaar wees as jy by die huis kom, maar lekker aardappels en word myself net honger. Ons dink 'n middagslaapie, 'n Sondag na dit nog. Dit is 'n Sondag. Dit is hoe 'n Sondag moet wees. En hierdie gedeelte sê vir ons is oppervlakkig in ons denke. 'n Sondag is dan behoort om baie kosbaar te wees. Want dis die dag waar ons eintlik hierdie rus vier. God het gerus op die 7de dag. En ons het gelees in Genesis dat hy dit geheilig het. Want hy het toe al vir ons getoon. My doel is vir jou om in my rus in te beweeg. So dis nie net 'n dag waar ons dit vier nie, maar dis ook 'n dag waar baie mense dit vind. Is dit nie waar nie? Herinner word aan dit. Ons vier die rus wat al reeds in ons siele is, en ons vier die hoop wat ons het vir die finale rus wat voorlê. Die rus wat ons vind in die Here, die dag wanneer ons hierdie aardse wêreld verlaat. Is dit nie eintlik wat ons moet verkondig? Natuurlik vir Christus aan die kruis, maar dis die rede om Christus gekruisig was vir ons. Om nie net eendag by God te wees nie, maar om al reeds in sy midde te wees, om al reeds een te wees met die Seun, om al reeds in die vrede te leef hier op aarde, in die rus van die Here. Is dit nie eintlik wat die wêreld moet raak sien van die kerk op Sondag? Ek dink net aan vandag se konteks, en ek dink aan soveel ander kontekste op verskillende Sondae. Hoeveel keer kom ons hiernatoe rustig in die Here se rus? Ons bid altyd en ons gebede is in lyn met dit. Here, rig ons so op die seën nou terwyl ons uit die woord uit lees. Maak die wêreld daar buite stil, maar is dit nie eintlik behoort werklik wat die wêreld daar buite behoort om raak te sien? Hierdie groep mense wat op 'n onverstaanbare manier, maak nie saak wat se bomme daar buite val nie, rustig is by die voete van die Here op hierdie dag. En
rustig en vreugde om nader, net dankbaarheid. Ek sluit af met vers 11 wat sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. En die skrywer sluit af en hy sê, hy verwys nie in hierdie rus na die ewige rus. Want hoe weet ons as ek vandag my lewe verloor, ek het werklik in die ewige rus ingegaan, nie? Ons hou daarvan om op begrafnis sit te sê, almal gaan hemel toe. Maar hoe weet ons werklik? So die skrywer praat eintlik hiervan, ons moet 'n voorbeeld stel vir die wêreld daar buite van gehoorsaamheid en van hierdie rus. Sodat hulle kan sien ons het al reeds in hierdie rus ingegaan. En dat God of Christus wat ook God was aan die kruis 'n werklike waarheid is. Het julle al gesien as dinge in die wêreld gebeur en jy voel so 'n bietjie verboureerd, jy weet nie wat om te doen, links of regs te draai nie, dan is dit die mees pragtigste ding is wanneer jy 'n weergebore gelowige sien wat Christus is. En sê ek plaas dit net in die Here se hande. Maar is dit nie ook waar dat is juis op dae soos vandag wat ons met mekaar bemoedig in hierdie waarheid? Om te sê maak nie saak wat in die wêreld daar buite aangaan. Maak nie saak wat die wêreld sê van die kerk of van die mense in die kerk. Ons bemoedig mekaar om saam in hierdie rusvrede te vind. As liggaam van Jesus Christus. Is Jesus nie waardig hiervan? En weet jy wat so amazing van hierdie? Jy hoef niks te doen om hierdie te verkry. Net te bid. Met die Here self te praat. En dan sluit ek af met die volgende woorde wat in die woord is. Want onthou ons leef tog in hierdie wêreld, maar ons is nie meer afkomstig van hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid. Vader, waar ons nou in so eenvoud u reddingsplan, maar ook die einddoel van u seun se reddingswerk oor gepraat het. En Vader, ons prys u dat ons dit van die eerste boek van u woord af reg deursien tot en met die laaste boek. Dat u doel nog altyd was met ons om ons in u midde te bring. Maar Vader, ons prys u vanoggend dat ons hierdie rus kan vind in u. Dat u vir ons siele rus gee, al gaan dit besig en so die mekaar in die wêreld daar buite. Maar Vader, soveel van ons wat hier is vandag of vanoggend weer en ek en luister, vergeet hierdie waarheid baie keer. Maar Vader, as hier iemand is wat soekend is na hierdie ruststand in sy lewe, mag u Gees omlei. Vader, mag u Gees bewerkstellig in sy hart, maar mag elke persoon besef dat u in ruil gehoorsaamheid vra. Nie gehoorsaamheid sodat ons net goeie kinders kan wees nie, maar gehoorsaamheid sodat ander ook kinders kan word, deur die voorbeeld wat gestel word. En Vader, sodoende weet ek hierdie gehoorsaamheid is nie menslik nie, maar Vader, mag u op 'n bo-natuurlike manier in ons lewens werk. En ook sodoende ons verander. Vader, dat ons nie langer 'n valse beeld dra in hierdie wêreld nie. Dat dit wat ons spreek en dit hoe ons mekaar hanteer in hierdie wêreld dieselfde sal wees. Dat die woord uitgeleef sal word deur ons. En dat ons vir die mense daar buite sal toon dat ons nie gehoorsaam is omrede ons net Godvreesend is nie. Omdat ons bang is om iets verkeerds te doen, maar dat ons gehoorsaam is omrede ons kan nie anders doen. Ons doen dit in die grootste dankbaarheid omrede ons u liefhet. Want u het ons eerste liefgehad. En Vader, sodoende dra elke persoon hier op vandag wat onrustigheid ervaar in sy lewe. Wat miskien by 'n kruispunt is, wat miskien vra het vir u, miskien nog nie daai antwoorde verkry het nie. Vader, mag u in elke situasie vrede en hierdie rus bring. En mag ons u in ruil prys en verkondig, want u is waardig daarvoor. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. Julle kan asseblief staan en dan gaan ons dit ons afleidingsdiens. Dankie.
my soul, for he has rescued me. Surely now he has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the star is anyone too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. He is my strength when I cannot go on. He is when all my power is gone. All of the night is gone and He is my soul, for He has rescued me. Joy now He has set me free. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Praise, praise to my Father be. My God is all I need. Staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou met sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot aan alle ewigheid. Amen. Dankie Here.